Goeiemôre broers en susters, baie welkom by ons erediens en nagmaalviering. Ons bede is dat die ryklik vertroos sal word deur die woord en deur die sakramente. Afkondiging is namens die kerkraad, die kollekte vandag is vir die kerkkas. Verjaarsdag vandag vir Ria Leroux, sê vir baie geluk. Dinsdag M.J. Bester, Elsie Brink en Cassandra Rodriguez. Sê vir baie geluk met hulle verjaarsdag. Ons vier vandag die heilige nagmaal, en almal is hartlik welkom saam nagmaal te gebruik. Na die tyd eet ons sop en broodjies, jy is ook welkom daarvoor. En na afloop van die ete vergader die kerkraad. En dan ons innige meegevoel aan Callie en sy gesin met die afsterwe van Aida Foster. Aida Foster is 104 gewees, ek kry van 101. Sy was een van die eerste lidmate, oudste lidmate van hierdie gemeente. En sy is ook Callie se ma, sy suster. Baie sterkte vir julle. Kom ons sing lied 305 vers 4.
Daar is geleentheid vir stil gebed tot die Here. Kom ons sing 134 as wotum. Daarna ontvang ons die seëngoed van die Here en loof hom dan 111 vers 1. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Ons bid saam en daarna sing ons vers 2. Ons almagtige hemelse God en Vader, wat 'n heerlike genade voorreg om U kinders te mag wees. Om so byeen te mag wees, om saam met U ook die nagmaal te mag gebruik. Ons bid dat U ons deur die woord moet vertroos, versterk, bemoedig en vermaan en ons gereed moet maak om saam met U nagmaal te gebruik. Maak ons harte oop vir die woord, wil U self seker maak dat die woord reg verkondig word, tot ere van U naam, en tot opbou van ons geloof. Wees U nou in ons midde, om Jesus Christus na ons wille. Amen.
Ons lees saam met Genesis 3 vers 7 tot 21. Dis net nadat Eva verlei is en die sondeval plaasgevind het. Hulle albei se oë gaan te oop en hulle besef dat hulle kaal is. Toe werk hulle vrye blare aan mekaar en hang dit oor klere. Hulle het gehoor hoe die Here God in die tuin wandel teen die tyd die aand wat opkom. En die mens en sy vrou het vrede weggekruip tussen die bome van die tuin. Maar die Here God het na die mens geroep en hom gevra, waar is jy? En die mens antwoord, ek het hier oorwandel in die tuin en ek het bang geword, want ek is kaal. Toe het ek weggekruip. En God vra hom toe, hoe het jy te wete gekom dat jy kaal is? Jy het tog nie van die boom geëet waarvan ek jy verbied het om te eet nie? Die mens het geantwoord, die vrou wat jy my gegee het om by my by te staan, sy het vir my van die boom se vrugte gegee en ek het geëet. Toe vra die Here God vir die vrou, wat jy nou gedoen? En sy sê, die slang het my mislei en ek het geëet. En die Here God sê vir die slang, omdat jy het gedoen het, is jy vervloek onder al die diere. Jy maag sê, styl en stof sê, eet jou lewe lank. Ek stel vyandskap tussen jou en die vrou, tussen jou nageslag en haar nageslag. Haar nageslag sy kop vermorsel en jy sal die haksteen uit. Vir die vrou het die Here gesê, ek sê baie swaar laat kry in jou swangerskappe. Met pyn sal jy kinders in die wêreld bring, na jou man se jonker en hy sal oor jou heers. Vir die mens die Here God gesê, omdat jy na jou vrou geluister het en geëet het van die boom waarvan jy verbied het om te eet, is die aarde deur jou toedoen vervloek. Met swaar kry jy daar te bestaan maak, jou lewe lank. Die aarde sal vir dorings en dussels uitspuit, en sal veldplante eet. Net jou harde werk jy kan eet, tot jy terugkeer na die aarde toe, want daaruit is jy geneem. Stof is jy, en jy sal weer stof word. Die mense het sy vrou Eva gedoen, sy was die moeder vir al die mense. Daarna het die Here God vir die mense die vryveldklere gemaak, en hulle dit aangetrek. Sagaria 3 vers 1 tot 7. Die Here het my gesig laat sien. Ek het die hoëpriester Joshua voor die engel van die Here sien staan, en regs van hom die Satan gestaan, besig om Joshua aan te kla. Die Here het vir Satan gesê, ek sal jou straf, Satan. Ek wat Jerusalem 'n woonplek gemaak het, sal jou straf. Hierdie man is so 'n stuk hout wat in die vuur gered is. Joshua het klere aangehad wat liderlik bevuil was. Hy het daar vir die engel gestaan en die engel vir sy helpers gesê, trek uit die liderlike vuil klere van hom. Vir Joshua het hy gesê, ek het jou oortredings vergewe en ek gaan vir jou skoon klere aantrek. Toe sê ek, dat 'n skoon tulband op sy kop sit. Die skoon tulband op sy kop gesit en hom aangetrek, terwyl die engel van die Here daarby staan. Daarna het die engel van die Here vir Joshua beloof, so sê die Here die Almagtige, as jy lewe soos ek wil, as jy my voorskrifte van my diens onderhou, sal jy gesag hê oor my huis, die verantwoordelikheid dra vir my heiligdom. Jy sal toegang tot my hê, net soos hierdie engele. Matteus 11, Matteus 22 vers 11 tot 14, gaan oor die gelykenis van die bruilof. Toe die koning ingaan om die gaste te kyk, sien daar 'n man wat nie bruilofsklere aan het nie. Hy sê vir hom, vriend, hoe het jy hier aangekom sonder bruilofsklere aan? Maar die man kon niks antwoord nie. Toe sê die koning sy dienaars, bind sy hande en sy voete vas en gooi hom uit die diepste duisternis daar buite. Daar sal hulle huil en hulle tande kners. Baie is immers geroep, maar min is uitgekies. Openbaring 7. Hierna het ek 'n groot menigte gesien wat niemand kan tel nie. Hulle was vir elke nasie, stam, volk en taal voor die troon en voor die lam gestaan. Hulle het wit klere aangehad en daar was palmtakke in hulle hande. Hulle het hard uitgeroep, ons redding kom van ons God, wat op die troon sit en van die lam. Al die engele het rondom die troon, die ouderling en die vier lewende wesens gestaan. Het hy voor die troon gekniel en met hulle gesig na die grond toe, en het God aanbid en gesê, Amen. Die lof en heerlikheid, die wysheid, die dank en die eer, die mag en sterkte behoort aan ons God tot in alle ewigheid. Amen. Een van die ouderlinge vra toe vir my, hierdie mense in die wit klere aan, wie is hulle en waar kom hulle vandaan? Ek weet nie, meneer, sê ek vir hom, maar u weet. Hy sê toe vir my, dis die wat die groot verdrukking kom, want die klere gewas en wit gemaak in die bloed van die lam. Daarom is hulle voor die troon van God en dien hulle om dag en nag in sy tempel. En hy wat op die troon sit, sal by hulle bly. Hulle sal nie meer honger en nie meer dors kry nie. Die son sal hulle nie meer brand nie.
En hulle het dit ook nie, want die lam wat in die middel van die troon is, sal hulle herder wees, en die fonteine om die water van die lewe lei. En God sal al die trane van hulle oë afdroog. Ons teksverse, Openbaring 7 vers 14. Ek weet nie, meneer, sê ek vir hom, maar u weet. Hy sê dit vir my, dit is die wat uit die groot verdrukking kom. Hulle het hul klere gewas en wit gemaak in die bloed van die lam. Geliefde broers en susters in Here Jesus Christus, jou kleredrag weerspieël baie van wie jy is. Wat jy doen, wat jy dink. Aan die een kant, bloot van buite gesien, maar tog, vertoon dit van wie jy is en wat jy doen. Sportspanne trek dikwels dieselfde klere aan, om te onderskei van ander, en te wys aan watter span hulle behoort. So behoort die Christene sodanig te leef, dat hulle onderskei kan word van ander mense wat nie Christene is nie. En dit is net so geldig vir 'n geestelike kleredrag. Jy wat glo is met Christus bekleed, Galasiërs 3, vertoon jou woorde en dade, wit klere wat gewas is in die bloed van die lam, of kruip jy weg agter vyeblare? Het jy vuil sondige klere aan, wat nooit jou sondeskaamte kan bedek nie? Onthou, jou woorde en dade vertoon watter klere jy dra. Die Here God die mens geskep het, was hulle sonder klere en glad nie skaam nie, want hulle was sondeloos. 'n Sondelose mens het nie klere nodig in 'n sondelose omgewing, soos die paradys nie. Na die sondeval was die mens skaam, en sy naaktheid probeer bedek met vyeblare. En hy het vir God weggekruip. Skaam gewees oor wat hy gedoen het, skuldig gevoel, vyeblare gevat en vir God probeer wegkruip, asof 'n mens vir God kan wegkruip. Hier het die mens tot verantwoordelik geroep, en nadat hy die gevolge van die sonde uitgespel het, gee aan hulle klere van vel om hulle te bedek. Klere van vel om hulle sonde en naaktheid te bedek voor hom en voor mekaar. Die klere van vel dui aan dat daar 'n offer gebring moes word. 'n Dier moes geoffer word, geslag word om die klere om die vel te kry. En God se liefde gee aan die mens klere om sy sonde en naaktheid te bedek. Maar eers na daar versoening gedoen is vir sy sonde. Daarna lees ons gereeld in die Bybel van klere en van bekleë. God is bekleed met heerlikheid, Psalm 104. Sy lof word gesing. Psalm 132 sê hy, sal God sy vyande met skaamte bekleed, met skande bekleed. En daar is voorgeskrewe klere in die Ou Testament vir die priesters wat diens doen in die tempel om te toon dat hulle geheilig en afgesonder vir dienswerk. 'n hele volle seremonie om die klere te reinig, sodat hulle kan voor God kan staan en daar kan doen, diens kan doen, om te toon dat hulle heilig afgesonder is vir hulle dienswerk in die teenwoordigheid van God. Ons het Sagaria gelees. Daar staan die hoëpriester as verteenwoordiger van die volk voor die engel. En sy klere is liderlik vuil. Dit vertoon die sonde van die volk van die Here, die oortredinge van die volk en hulle ongehoorsaamheid hom. En dan gee die engele opdrag dat die vuil klere uitgetrek moet word en dat die skoon klere moet aangetrek word. En 'n skoon tulband op sy kop gesit moet word. Daarna sê die Here, sy sonde is weggeneem. Hy het skoon klere ontvang om 'n gemeenskap met hom te lewe. Skoon klere gereinig in die bloed van Christus, vooruitsien na die bloed van Christus, om saam met God te lewe. 'n Nuwe lewe in gemeenskap met God. In die Nuwe Testament speel klere ook 'n baie groot rol, 'n belangrike rol. Johannes die Doper dra 'n mantel van kameelhaar met 'n leerband as profeet en toon daarmee sy eenvoudige lewenstyl, eenvoudig opreg voor God wandel hy. Dit is soos die profeet Elia in die Ou Testament. En dan kom die begrip bekleed met Jesus Christus telke male na vore in die res van die Bybel, in die briewe ook van Paulus, en dit toon aan 'n nuwe lewenswyse. Telke male word daar gesê, bekleed jou met Jesus Christus. Met ander woorde, trek sy soendood aan en leef heilig volgens dit wat God jou gemaak het in Christus. Telkens word gepraat dat jy jouself moet kleed met Jesus Christus. Byvoorbeeld, Efesiërs 4. Ja, trek die nuwe mense as kleed aan, wat 'n ware geregtigheid en heiligheid in ooreenstemming met God geskep is. Beteken doodgewoon om jou sondige leefstyl af te sterwe,
op te hou daarmee, uit te trek soos die vuil klere uitgetrek is van Jesja, en daarna 'n nuwe leefstyl, 'n liefde tot God en jou naaste volgens die wet aan te trek. Trek dit aan, dit word deel van jou. Almal kan sien, jy leef saam met God. Dink ook aan Kolossense 3. En opmerklik by die kruisdood van Christus word hy naak gekruisig. En werp die soldate die lot oor sy kleed. Sy bloed bedek ons sonde naaktheid en gee aan ons 'n nuwe lewe. 'n nuwe lewe, leef saam met God. Leef as nuwe mens wat hy beeld van God geskep is. Dit is lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. En dan vertel Christus 'n gelykenis in Matteus 20:22. Hy vertel van die reaksie van die Joodse leiers en die Fariseërs op die uitnodiging na die bruilofsmaal van die Lam. 'n Bruilofsmaal wys ook na die eindtyd in die lewe by God hierna. Die koning gee 'n bruilofsmaal vir sy seun en nooi mense daarheen. En as hy mense geroep om te kom, het hy elkeen 'n verskoning. Die het 'n nuwe osse gekoop, daai nuwe stuk land gekoop, dit en dit en dit, en niemand kan kom nie, almal bly weg daarvan van die maaltyd af. En as hulle kom nie, stuur die koning sy diensknegte om almal op straat te roep om na die maaltyd te kom. Die gelykenis verkondig baie duidelik aan Israel en Jode. Julle wil nie glo aan God nie, julle wil nie Christus aanvaar nie. En daarom word die evangelie uitgedra na die heidene om julle en word hulle deel van God se genade volk. Paulus het telkens vir die Jode gesê, as hulle verhard in die evangelie van Jesus Christus, dan gaan hy van hulle af weg. Hy gaan verkondig dit aan die heidene wat tot geloof kom. En so kom daar baie mense in die bruilofsmaal van die koning. Die gebruik in daardie tyd was dat die koning aan elke gas 'n bekleed voorsien het vir die maaltyd. En wanneer die koning sal binnestap, sien hy iemand wat nie 'n bruilofskleed aan het nie. Hy word gevra, hoe kon jy aangekom het sonder die bruilofskleed aan? En dan kon hy niks antwoord nie. Daarna word die hande en voete gebind en in die buitenste duisternis gewerp. Dit waarsku almal baie duidelik. Insluiting in die koninkryk van God is nie vanselfsprekend nie. Dit is slegs alleenlik as jy die kleed aantrek wat Christus vir jou gegee het. Die bruilofskleed aantrek wat God voorsien. Die man het die bruilofskleed verwerp, hy het daar sonder ingegaan en daarmee die koning geminag. Dit is soos iemand wat sy rug draai op die liefde van God in Jesus Christus. En die God se bruilofskleed van versoening verwerp jy Jesus Christus. En sal jy aan die hande en voete gebind word en die buitenste duisternis gewerp word, waar daar 'n geknars van tande sal wees. Maar in 7 word die totale, heel volmaakte kerk van God voorgestel deur al die eeue heen, 'n menigte wat nie getel kan word nie. Hulle was vir elke volk, nasie, stam en taal, en vir die lam en die troon van God gestaan. Hulle het wit klere aangehad en palmtakke in hulle hande. Die wit klere verkondig die opstandingsglorie. Dink ook aan die opstanding van Christus. Almal met wit klere aan, sy hemelvaart, almal het wit klere aangehad. En weet, dit simboliseer die oorwinning en die blydskap. Hulle staan voor die troon en weet dat hulle redding van God alleen kom, want hulle klere gewas en wit gemaak in die bloed van die lam. Dit hard uitgeroep en erken dat redding kom van hom wat op die troon sit en van die lam. As jy voor die troon van God staan, met wit klere aan en 'n palmtak, dan weet jy, redding kom slegs van hom alleen, op grond van die soendood van Christus, en dit is 'n blye genadegawe altyd. En dan roep jy hard uit saam met hulle, dat almal kan hoor. Jy is ook afhanklik van God vir die verlossing, om erken en dankbaar bly is vir dit wat hy gedoen het. Hulle saam met die groot menigte, saam met die engele, die ouderlinge, vier lewende wesens, God aanbid en hom geprys. Hulle erken dat hy uit genade alleen alles gegee het en dat die wysheid, dank en eer aan hom behoort tot in alle ewigheid. Die vraag van een van die ouderlinge aan Johannes, antwoord hy dat hy ook graag wil weet, waar kom die mense vandaan wit klere? Die ouderlinge antwoord dan dat die groot verdrukking kom, klere gewas en wit gemaak is in die bloed van die lam. Dis al die gelowiges deur al die eeue heen, sy totale kerk, van die begin tot en met die wederkoms van Christus. Die groot verdrukking wys heen na hulle lewe op aarde, waar hulle voortdurend deur die sonde en Satan getuister is. Op aarde leef 'n mens dikwels swaar as gevolg van die sonde en al die ellende om jou.
Hulle is bekleed met wit klere wat gewas is in die bloed van die lam. Hulle sonde afgesterwe en heilig gehoorsaam bekleed met Jesus Christus gelewe. Wit klere aangehad, gehoorsaam gelewe, bekleed met Jesus Christus. Dis nie meer klere van vel wat heenwys na offerande wat gebring moes word nie, maar is gewas en wit gemaak in die volmaakte offer wat God voorsien het. Hulle naaktheid is bedek vir hom en voor sy troon, en dien hom dag en nag as sy tempel. Wit klere, hulle kan er voor God staan, kan voor hom staan, sonder om skaam te wees en weg te kruip. Hy sal by hulle bly. Die wit klere, gewas in sy bloed, bedek hulle sonde en oortreding vir God, en daarom kan hulle in sy teenwoordigheid bly. Dis 'n heerlike vooruitskoue vir elkeen vir ons lewe hierna, by volheid by God. Vooruitskoue, ons kan daar gaan staan, in wit klere, gekleed deur die soendood van Jesus Christus. Maar is ook 'n werklike troos vir ons vir elke dag hier op die aarde, vir elkeen wat nog leef hier op die aarde. Daarom, was jou klere en maak dit wit in die bloed van die lam, sodat jy heilig sal leef vir hom, 'n ander lewenstyl sal hê wat pas by Christus en saam met hom maaltyd kan vier. Kleed jou reg om deel te neem aan sy maaltyd. Regte kleed, is 'n kleed waarin jou sonde opreg en ootmoedig bely. Jou kleed skoon was van alle sonde in die bloed van die lam as die enigste moontlike offer. Dankbaar dink aan sy lyding vir alles vir jou sonde en jouself opnuut toewy om hom van harte lief te hê en jou naaste soos jouself. Bekleed jou met Jesus Christus, ontvang die brood en wyn as versekering van sy offer vir jou en belofte dat hy as lam jou herder sal wees om jou te bring na fonteine van lewende water. Nagmaal beseël die offer van Christus, brood en wyn teken van sy offerande gebring het, van sy bloed, en daarmee saam ook die belofte, hy sal jou as herder lei, en jy bring die fonteine van water van die lewe. Hy sal jou trane uit jou oë afdroog. Nou, in hierdie gebroke werklikheid, vind jy troos en rus by God, en ook in die lewe hierna, in die ewigheid. En dan roep hart uit deur 'n dankbare, gehoorsame lewe. Ons redding kom van ons God, wat op die troon sit en van die lam. Leef so gehoorsaam wat almal kan hoor om jou. Jou redding kom van God alleen, van hom op die troon sit. Draai elke dag die wit klere wat hy voorsien het, en jou vrymaak vir alle skuld en skaamte. Dan sê jy sy vrede met hierdie onstuimige wêreld ervaar, en hom aan almal om jou bekend te maak. Amen. Ons sing skrifruim 18:1 vers 5. Ons lees saam die nagmaalsformulier, Markus 14. Terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem en die seën gevra. Daarna het hy gebreek en hulle gegee met die woorde: "Neem, dit is my liggaam." Neem my beker en nadat hy dankgebed gespreek het, gee het vir hulle, dat almal daaruit gedrink. Hy sê vir hulle: "Dit is my bloed, die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie mense vergiet word. Dit verseker ek julle,
sal nie weer wyn drink nie, tot by daardie dag, wanneer ek nuwe wyn in die koninkryk van God sal drink. Om op gepaste wyse die nagmaal te vier, moet jy jou sonde ken en bely voor God, glo dat Jesus Christus uit genade alleen vir jou sonde betaal het, opregte begeerte hê om God lief te hê en jou naaste soos jouself. Jy moet dink aan die helse smart wat hy gelei het of jou sonde betaal. Die versekerde wees dat jy voed met sy liggaam en bloed. Sondebelydenis. Wees my genadig o God in die troue liefde. Wis my oortredings uit in die groot barmhartigheid. Was my skoon van my skuld, reinig my van my sonde. Ja, my oortredings ken ek, en my sonde bely ek altyd bewus. Teen U alleen het ek gesondig. Ek het in verkeerd is in die oë. Die uitspraak is dus reg en die oordeel regverdig. Ek was skuldig toe ek al gebore is, met sonde belaaid en my moeder swanger geword het. Maar U verwag opregtheid diep in 'n mens se hart, wat ek aan diep in my binneste weet hoe U wil dat ek moet lewe. Neem tog my sonde weg, dat ek rein kan wees. Was my dat ek witter as sneeu kan wees. Laat my weer blydskap en vreugde belewe. U het my verbrysel. Laat my weer jubel. Moet tog nie agslaan dat my sondes nie. Wis al my skuld uit. Skep vir my 'n rein hart, o God, vernuwe my gees en maak my standvastig. Moet my tog nie van jou wegdryf nie, Heilige Gees my wegneem nie. Laat my weer die blydskap ervaar vir iemand wat deur U verlos is. Laat my weer met toewyding dien. Terwyl ons so bly sit, sing ons Psalm 130 vers 2. Maar nou het die vryspraak deur God, waarvan die wet die profete getuig, in werking getree. Dis die vryspraak wat nie verkry word deur die wet onthou nie, maar deur in Jesus Christus te glo. God gee het sonder onderskeid aan almal wat glo. Almal het gesondig en het nie deel die heerlikheid van God nie. Maar hulle word, sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Omdat God gegee as offer, wat hy sy bloedversoening bewerk het, vir die wat glo. Hy oordeel regverdig, deur dat elkeen vryspreek wat in Jesus glo. Julle almal en die hele volk Israel moet weet dat die naam van Jesus Christus van Nasaret is, dat hy gesond voor julle staan, die Jezus vir julle gekruisig het, maar wat God uit dood opgewek het. Hy is die klip wat deur julle, die bouers, afgekeur is. Juist hy het die belangrikste klip in die gebou geword. Hy bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op aarde aan die mense gegee waar God wil dat ons verlos moet word. Skrifgedeelte 5:4 vers 2. By jouself toe, om opnuut dankbaar aan God te lewe. Die liefde moet opreg wees, verafskuw wat sleg is, en hou vas aan wat goed is. Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar, wys eerbied teenoor mekaar en wees daarin mekaar tot voorbeeld. Moenie julle toewyding verslap nie, bly altyd geesdriftig, dien die Here, verbly julle in die hoop,
staan vas en verdrukkel, volhard in gebed. Help die medegelowiges in nood en leer toe gasvryheid. Seën julle vervolgers, ja, seën hulle, nie vervloek nie. Wees bly saam met bly is en treur saam met treur. Wees eensgesind onder mekaar. Moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. Moenie eie wys wees nie, moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense. As dit moontlik is, sover van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie self raak nie, geliefdes, maar laat oor die oordeel van God. Waar staan immers geskrywe, dit is my reg om te straf. Ek sal vergeld, sê die Here. As die vyand honger is, gee hom te eet. As hy dors is, gee hom te drink. Want deur dit te doen, maak jou vuur rooi van skaamte. Nie die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Dink aan die lyding van Jesus Christus, die straf van God vir jou gedra het. Net so die priesterhoofde en skrifgeleerdes ook spottend vir mekaar gesê. Ander te gered, dan myself kan jy red nie. Laat die Christus, die koning van Israel, deur die kruis afkom, sodat ons dit kan sien en in hom glo. Die wat saam op kruisig is, het hom opbeledig. Teen 12 uur die middag het daar duisternis oor die hele land gekom, tot 3 uur geduur. Om 3 uur het Jesus aard uitgeroep, Eloi, Eloi, lama sabachthani, teken my God, waarom het hy my verlaat? Die party van die mense wat daar naby gestaan het, oor sê hulle, hoor daar, hy roep Elia. Net wat toe gehardloop, 'n spons in die suurwyn gesteek en het op 'n stok gehou om te drink. Hy het gesê, wag, kom ons kyk of Elia kom om die kruis af te haal. Daarna het hy hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. Die voorhang van die tempel het van bo tot onder wil deur geskeur. Die offisier wat reg vir Jesus gestaan het op die laaste asem so snel uitblaas het hy gesê, hierdie man was werklik die seun van God. Deur sy dood het hy ook vir ons die lewendmakende Gees gewerf, wat ons na Christus in ware gemeenskap verbind en na al sy rykdome laat deel. Dieselfde Gees bind ons ook as lede van een liggaam in ware liefde saam. Ons almal deel die een liggaam, aan die een brood, ons almal een liggaam. Daarom almal wat hierdie geloof in Christus ingelyf is, hierdie eenheid, liefde met woord en daad teenoor mekaar bewys. Maar God deur sy Gees ons daartoe help. Amen. Ons bid saam. O God en Vader, wat U oor ons ontferm, ons dank U dus opnuut, U Seun Jesus Christus se bittere dood, bittere kruisdood mag gedenk. 'n gebeurtenis wat vir ons troos inhou. Ons bid U, gee die Heilige Gees 'n opregte vertroue aan ons hart, sodat ons onsself toenemend aan U Seun sal toewy. Met Hom die brood van die ewige lewe versterk sal word, en nie meer na sondes nie, maar 'n verbondenheid met Hom mag lewe. Verseker ons dat U ons genadige Vader is, sy kinders en erfgename is. Help ons om onsself te verloor, om ons heiland te bely, langer te wag tot hy weer sal kom, om ons in ewigheid na Hom te neem. O God en Vader, U wat U ons ontferm, verhoor ons om Jesus ontwil. Ons sing Skrifreël 8:3, vers 1. Ons versoek dat die brood en wyn uitgedeel word.
Dit verseker ek julle, wie in my glo het die ewige lewe. Ek is die brood wat lewe gee. Ek is die lewende brood wat hemel gekom het. As iemand van die brood eet, sal hy ewig lewe. Die brood wat ek sal gee is my liggaam. Ek gee het so die wêreld kan lewe. Rig u harte en gedagtes na Jesus Christus, ons voorspraak aan die regterkant van ons hemelse Vader. Wees daarvan verseker, Heilige Gees u werklik versterk met Jesus se liggaam en bloed. Net so seker, die brood en wyn ontvang as tekens van sy verlossingswerk. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap die liggaam van Christus. Neem, eet, gedenk en glo, dat die liggaam van Christus vir ons gegee is. Die beker van danksegging, ons in danksegging uitspreek, is die gemeenskap bloed van Christus. Neem, drink allemaal daaruit, dink daarom te glo, dat die kostbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is tot 'n volkomme verzoening van al ons sondes. Skrifbrand 15, 1 vers 2. Geliefdes, omdat die Here ons die brood van die lewe versterk het, laat ons almal saam sy naam dankbaar loof en prys met die woorde. Ek loof die Here met alles wat in my is. Ek loof die Here en vergeet nie een van sy weldade nie. Sy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf, van die liefde en ferme kroon, wat my die goeie en oorvloed laat geweet. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Daarom sal ons mond en hart die lof van die Here verkondig, van nou af tot in ewigheid. Ons sal die lief hê met die hele hart en die hele siel, met die hele verstand en ons naaste soos onsself. Bemagtig ons om vreugdevolle dankbaarheid, U wet elke dag getrou na te kom. Amen. Ons dank ook saam. O God en Vader, wat U oor ons ontferm, ons dank en beloof U die heerlike gebeloftes van die evangelie met die nagmaal bekragtig. Ons dank U dat U enigste seun geskenk het as middelaar en offer vir ons sondes. Ons dank U vir die ware geloof, waar U ons deel kry in die offer van die seun. Ons bid U, laat die Heilige Gees ons werk, so die boodskap van die dood van die Here ons elke dag sal laat groei in die geloof, die heerlike gemeenskap in Christus. Leer ons om dankbaar, heilig en aanbidding te leef tot U eer. Om Jesus Christus se naam wille. Amen. Daar is geleentheid vir die insameling van liefdegawe.
Ons sing verse 3 en 4 van Spreuke 15:1. Ontvang die seën van die Here, die genade van Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees.